Goeiedag, ek groet u weer eens in die naam van Jesus. Welkom hier by les nommer 24. Die titel is, ontwaak jy wat slaap in sonde. Staan op uit die dood. Christus sal oor jou skyn. Broers en susters, julle sal nou agterkom, hierdie lesse het 'n bietjie intens geraak. En dit is 'n bietjie ongemaklik om daarna te luister. Maar weet jy wat? Die Here het ons uitgekies en ons geroep en hy sê ons moet toegerus word om te gaan om mense by Christus op sy weg te kry. Die naam van hierdie hele missie is die weg van Christus. Nou, hoe gaan ons mense bereik as ons self nie op die weg is nie? Ons moet seker maak, ons is daar. En dan moet ons seker maak dat dit wat ons gaan uitdra na mense toe, is dieselfde boodskap. Waarmee het Johannes die Doper begin? Hy het gesê, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby julle gekom. Wat het Jesus gesê? Nee, hy sê, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby julle gekom. Dis dieselfde boodskap. Wie is Johannes die Doper? Hy het die weg berei vir Jesus. Wie is Jesus? Hy is die weg. Dat is nie 'n ander manier nie. Dat is nie 'n ander pad nie. Halleluja. Ek herhaal, die boodskap van die evangelie tot redding begin altyd met die oproep tot bekering. Nou lees ek dit vir hier in hierdie lesing. Jy kan dit sien is daar onderaan. As jy klik op die titel van die video, dan sal jy die lesnotas oopmaak. Daar het ek weer vir julle Matteus 3 vers 1 tot 12 aangehaal, maar ek het nie al die verse aangehaal nie. Ek het net daar geskryf, die prediking van Johannes die Doper. Vers 2 sê hy, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby jou gekom. En dan lees asseblief, wat het Johannes die Doper vir die mense gesê, toe hy hulle gereed gemaak het vir Christus. Hy het hulle gereed gemaak vir Christus, gaan kyk, hoe het hy vir hulle gesê, bekeer, stop daai, doen dit. Hy het hulle, dis die pad, want Christus is die weg. En nou moet hulle die Messias ontvang. En geen wonder, meeste mense het hom verwerp nie. Hy het na sy eie mense gekom, en hulle het hom nie geag nie. Hulle het hom nie aanvaar nie. Want, daar was duisternis in hulle. Jesus sê dit self, hy sê, hulle het my verwerp, want hulle die duisternis liewer gehad, as die lig. Nou laat die Heilige Gees met u praat. Ek is nie besig om na iets te verwys van enige van u nie. Maar ons moet toegerus word met 'n boodskap. Hier is die boodskap, my broer en suster, waarmee ons die wêreld moet wen. Hoe gaan ons hulle op die weg van die Here kry? As ons hulle aanvaar, as hulle op hulle eie weë maar net aangaan. Dis mos 'n kontradiksie. Dis mos 'n oksimoron. Dit kan mos nie so wees nie. Ons moet hoor wat die Here sê en sê wat die Here sê. Nou, die Here het self gesê vir Matteus 4 vers 13 tot 25. Jy kan dit gaan lees. Wat het Jesus daar gepreek? Wat moet mense verander? Dit staan daar. As Jesus het gepreek het, hoe moet ons preek? Dit is dieselfde preek. Ons moet preek dat die Heilige Gees die woord kan hê om mense te oortuig van hulle sonde. Want dit is die werk van die Heilige Gees om te oortuig van sonde. Nie ons werk nie. Ons werk is om die evangelie te preek soos hy is in Christus. Alright, Jesaja 60, dis nou vervolgens, hier is nou 'n baie belangrike hoofstuk. Ek gaan vir u nou lees, hier's baie om met u te behandel hierso, en ek wil hierdie les betyds klaarmaak. So ek gaan lees en u moet dit weer luister en gaan lees Jesaja 60 van vers 1 tot 22. Vers 1 sê, staan op, word verlig. Dit is belangrik. Wat beteken staan op? Hou op om te sit. Weet jy wat sê Psalm 1? Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. Wandel in die raad van die goddelose. Staan op die weg van die sondaar. Op die wat? Die weg van die sondaar. En dan sê hy, ook nie sit in die kring, die versameling van die goddelose nie, van die spotters nie. Waarmee spot hulle? Hulle spot met God. Hulle spot met Christus. As jy so lekker vloek en jy gee nie om hoe jy vloek nie, dan jy geen idee wie God is nie.
As jy net 'n idee gehad het, sê jy op die aangesig val en sê, Here vergewe my. Want U is heilig en ek is 'n sondaar. Dis presies wat ons nodig het. Dis waar die apostel Petrus tot bekering gekom het. Toe hy sien Jesus gee vir hom 'n volle vangs en hy het nog baie daar op hy bote geswets en gevloek soos visserman aan maar doen. En hy het almal verwyd vir alles en hy het God ook verwyd dat hy nie vis kan kry nie. Maar hier kom God en gee vir hom 'n vangs wat hy nie kan hanteer nie. En toe hy dit sien, en hy sien wie is Jesus en hy kyk hoe lyk hy self, hoe vuil is sy hart, wat sy gedagtes is in sy hart en wat sy weë leef hy in elke dag. Toe val hy op hy boot se dek en hy sê, Here, gaan weg van my want ek is 'n sondaar. Wat het met Petrus gebeur? Hy het die kontras gesien tussen die weg en sy weë. En toe weet hy's 'n sondaar. Nou broer, ons moet hierdie boodskap uitdra, dat mense kan agterkom wie hulle regtig is, en wie is Jesus regtig? Wie is Jesus regtig? Halleluja. Hy sê, Jesaja 60 vers 1, staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Die wat van die Here? Die heerlikheid van die Here. Weet jy wat, toe Petrus daar op hy vissersboot neerslaan en hy bely sy sonde, toe gaan die demone weg. Die duisternis gaan weg. En die heerlikheid van die Here kom op hom. Gaan oor hom op. Halleluja. Vers 2 sê, want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke. Lewe ons nie in so 'n dag vandag nie. Wat het die volke in die wêreld, in die lande, in die nasies en die stamme, wat het hulle nodig? Sommige net 'n godsdienstige, ons sing en dans hier voor die Here, en ons preek mooi preekies, en ons doen allerhande ritueeltjies, en ons dames dans, en jy weet, ons het allerhande verskillende kulture en goede, wat ons nou die Here mee probeer dien. Weet jy wat die beste manier om die Here te dien is volgens sy woord? Doen maar sy woord, die woord sê, prys hom, hy sê koordans, hy sê klap hande, hy sê hef julle hande op, hy sê dit, maar dan moet jy regtig met die Here besigheid doen. Maar hy sê hierso, want kyk, duisternis sal die aarde oordek, en wat gebeur? Die mense raak meer boos, die kerke raak boos, hulle aanvaar duiwelse leringe en demoniese praktyke in die kerk, en hulle sê dis oké. Nou dag het iemand my gebel en sê, hy's 'n man, hy het met 'n man getrou. Jee, en nou dink ek gaan dit nou goedkeur. In die lewe nie man, in die lewe nie, want God keer dit nie goed nie. En hiermee kan jy maak wat jy wil. Nou hoor nou mooi, hier staan, vers 3, en nasies sal trek na jou lig. Broers en susters, dis wat ons nodig het. Ons wil die nasies bereik. Die Here het ons 'n opdrag gegee met hierdie weg. Hy het gesê, ons moet dit uitdra tot die uiterstes van die aarde. Ons begin in Suid-Afrika, ons begin met 'n sekere etniese groep, en daarna gaan ons die ander etniese groepe bereik, en daarna gaan ons die ander lande in Afrika bereik met hulle etniese groepe, met hulle tale en die verskillende kulture en goede. En ons gaan dit moet uitvat tot die uiterstes van die aarde. Jy moet 'n bietjie gaan kyk wat se mense bly op hierdie aardbol. Wat baie anders is as ons kultuur. Maar God begin by ons. En hy sê, hy het hierdie nasie nodig, soos wat hy met Petrus, toe Jezus klaar is, gesterf het, opgestaan het, en in die hemel opgevaar het, toe is daar 11 apostels, en hulle is almal net Galileërs. En glo my, daar was baie ander etniese groepe in Israel, maar hy het net die Galileërs gebruik. En toe die Heilige Gees uitgestort word, toe spreek hulle in tale. Galileërs wat net Galileërs kan praat, spreek in tale van mense wat na die fees gekom het, van die Paasfees, uit allerhande lande, en het word gelys daar in Handelinge 2 gaan lees het, hoeveel verskillende volke, tale, nasies en stamme en goede. Maar dit is wat die Here wil doen. Hy wil die aarde red, maar hy wil hê, daar moet 'n
oorblyfsel wees wat die evangelie sal uitdra. En kom ons kyk 'n bietjie wat sê vers 3. Hy sê, en nasies sal trek na jou lig. So ons moet die lig van Christus hê. Want nasies sal trek na die lig van Christus wat opgaan oor ons. Hy sê, en die heerlikheid van die Here sal oor jou gesien word. Wanneer gaan die heerlikheid oor jou gesien word? Oor ons gesien word. En oor die mense vir wie ons gaan bereik, gesien word. Wanneer ons hulle leer, wat sê die woord, oor sonde, sodat hulle kan bekeer, en dat hulle kan terugkeer na die weë van die Here. Hy sê, sodat nasies na jou lig sal kom, en konings na jou stralende opgang. Konings sal na ons stralende opgang kom, wanneer dit werklik stralende opgang van God is, wat oor ons is. Hulle kom na jou toe, hulle sal na ons toe kom, vlees en bloed, maar in ons en oor ons is die heerlikheid van die Here. Jou seuns kom van ver, jou dogters word op die heup gedra. Vers 5, dan sal jy dit sien en straal van vreugde. Jy sien hoe kom mense tot bekering. Maar as ons nie tot bekering kom, hoe moet ander mense tot bekering kom? Hy sê, en jou hart sal ontroerd en verruim word. Jy sal al meer verskillende kulture, nasies, volke, stamme en tale wil bereik. En jy sal uitsien daarna, om die evangelie uit te dra en deel te wees daarvan. Want die rykdom van die see gaan na jou toe oor. Die skatte van die nasies kom na jou toe aan. Wat? Rykdom en skatte. Weet jy wat? Die Here gaan vir ons rykdom en skatte gee, sodat ons kan gaan. Nie sodat ons vet kan voer en lekker party hou totdat die Here kom nie. Het gaan 'n bietjie te laat wees as jy ons vang, ons heeltyd party hou en onsself verdrink in skatte en rykdomme van die nasies. Nee. Daai skatte en rykdomme van die nasies gaan daar wees sodat ons kan gaan. Ons het 'n visie om 'n opleidingsentrum vir die weg te begin. Ja, ons moet apostels oplei, profete oplei, ons moet disipel, ons moet hulle huisves, ons moet vir hulle kos gee, ons moet hulle stuur. Dit gaan geld kos. Prys die Here. Vers 6, 'n menigte kamele sal jou oordek. Wat is kamele? Is 'n pakdier. Al die skatte wat nou genoem is hier in vers 5. Al die rykdom, al die skatte gaan op kamele wees. Wat is die kamele? Die kamele praat van die Heilige Gees. Die gawes, die geskenke van die Heilige Gees, die bedieninge van Christus en die werkinge van God die Vader. Dis die rykdom van God. Maar God besit die goud en die silwer en al die skatte wat op hierdie aarde is. Dis die Here se. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Nou, die Here gaan voorsien, maar ons moet onsself eers reinig en ons reg kry dat God ons kan gebruik. Praat van menigte van kamele en hy sê dan, hulle sal almal uit Skeba kom. Hulle bring goud en wierook en verkondig met blydskap die roemryke dade van die Here. Nie van die afgode nie. Vers 7. Al die kleinvee van Kedar sal vir jou versamel word. Die ramme van Nebajot sal jou dien. Kom, hulle kom, as welgevallige offer op my altaar, en ek sal my heerlike huis heerlik maak. Groter sal die heerlikheid van die Here se huis wees. Dit is die lewende kerk, dis nie geboue nie. God verheerlik nie geboue nie. God verheerlik homself. En ons is sy liggaam, sy bruid. Hy sal ons ook sy heerlikheid deel, want ons is sy vrou. Hy sê vers 8, wie is dit wat daar aangevlieg kom, soos 'n wolk, soos duwe, na hulle vensters? Ja, vers 9, op my wag die eilande, en die skepe van Tarsus kom vooraan, om jou seuns van ver te bring. Hulle silwer en hulle goud is by hulle. Die naam van die Here jou God en vir die Heilige van Israel, omdat hy jou heerlik gemaak het.
Wat maak die Here heerlik? Die Here maak sy kerk, die lewende stene, die tempel van die Heilige Gees, die plek wat God uitgekies het om in te woon. Hy maak hulle heerlik. Prys die Here. Ek sal moet hier so stop. Ek sal nou volgende les aangaan na vers 10 toe. Ek groet u nou eers, tot later. Die Here seën vir u. Sterkte.